terwyl jou kudde tot niet gaan deur die leeu en die beer wat kom en dit kom slag. You can have my heart. Soos ons hoor, daar's 'n tyd om te gaan en te red. Daar's 'n tyd om verlore te gaan. Dawid in 1 Samuel 15 tot 17 het sy pa se skape opgepas, die kudde opgepas. En daar was tye wat 'n skaapie gegaan het, en dan Dawid het sy kudde gelos en hy het die skaapie gaan haal en teruggebring. Maar en dan was daar tye weer gewees wat hy daai skaapietjie kom haal was deur 'n leeu of 'n beer. Hy hulle moes gaan red het. Maar daar's tye wat hy daai enetjie moes los omdat hy sy kudde moes beskerm. Ons leef in 'n tyd dat elke tweede persoon sê of voel nou, hulle is nou die swart skaap. Ons leef in 'n tyd wat elke ene baie vinnig is om te sê, ja maar los die 99 en gaan haal die een. Maar daai een wat gaan haal was, het nie 70 keer geloop nie. Is nie 70 keer gaan haal nie. Die verlore seun, ons almal ken die verhaal, die verlore seun, het gegaan, hy het gesê, hy soek sy goed, hy soek sy erfdeel, en hy het gegaan en hy het gaan uitleef, en het was lekker terwyl hy die geld gehad het, en sy erfdeel gehad het en alles, en toe het hy op 'n tyd opgeëindig met niks, en hy het teruggegaan na sy pa toe, en hy het gesê, dit is vir my beter om 'n werker by my pa te wees, as wat dit is, om heeltemal tot niet te gaan, om af te sterf, en dan het ek in elk geval niks. By my pa het ek al werk ek, al stel hy my as 'n werker aan, en nie dat hy sê ek is nie meer sy seun nie, sal dit vir my beter afwees by hom, as om tot niet te gaan. Die verlore seun het gegaan, hy het teruggegaan en hy was verwelkom, hy was 'n nuwe kleed gegee, daar was 'n maaltyd gehou, alles, maar lees ons enigstens verder weer, dat daai selfe verlore seun 'n tweede, of 'n derde, of 'n vierde, of 'n vyfde keer weer gegaan het, en presies gaan doen het, wat hy geweet het, hy moes nie doen nie. Elke een is nie die verlore seun nie, verstaan my baie mooi, yes, daar is sommige wat is, en daar is die tye, wanneer daai persoon gered moet word, maar dit help ook nie, jy gaan heeltyd agter jou een skaapietjie aan, wat rebels is, dit is die definisie van swart skaap, is die skaap wat rebels is in die flok, dis nie 'n fisiese swart skaap nie. Hy sê, daai skaap, dit help jy gaan agter, daai een skaap, wat die heeltyd 'n keuse maak, om rebels te wees. En jy gaan haal hom heeltyd, en gaan spandeer al jou krag, en al jou energie agter daai een aan. Wat wil 'n rebels wees, wat nie worry nie, wat nie wil regkom nie, wat nie wil gehelp wees. Terwyl jou kudde tot niet gaan, deur die leeu en die beer wat kom en dit kom slag. Johannes 10 vers 10 sê vir ons, die dief het gekom, te steel, te slag en te verwoes. Maar Jesus het gekom om vir jou te gee lewe, en dit in oorvloed. Jesus sê, as jy my lief het, laat my skape wy. Hy vra vir Petrus die tweede keer, het jy my lief? Hy sê, yes Here, jy weet ek het jy lief, en hy sê weer, pas my skape op. En hy vra hom 'n derde keer, en hy sê weer vir hom, laat my skape wy. Om die heeltyd agter een aan te gaan, wat nie wil nie. Ek gaan nou mooi hoor waartoe kom het.
om heeltyd agter die een aan te gaan wat nie wil nie, kan veroorsaak dat die kudde in die kraal staan en vrek van honger. Jy kan mos nie jou skape in die veld los terwyl jy al die ander die ander enetjie moet gaan soek, hè? Dit was bymekaar gemaak en binne in die kraal gesit. Plek van bewaring, 'n veilige plek. Terwyl gegaan was om die een te soek. Maar wat help dat jy gaan soek heeltyd die een wat nie wil nie? Die res van jou skape gaan dood in die kraal van honger. Daar's 'n tyd om verlore te gaan en 'n tyd om te bewaar. Daar's 'n tyd om iemand te omhels, liefde te gee, aandag te gee. Dan is daar 'n tyd om so 'n bietjie wat ons noem tough love te gee. Jy moet self 'n bietjie sterk staan nou. As 'n gesegde wat kom uit 1 Samuel 17, sê the unnecessary bleating of the sheep can cause you from slaying the bear and the lion. Ek het dit in 'n vorige ding ook gebruik tussen die studente. So ek weet julle, dit is redelik bekend onder julle al. Wat sê, the unnecessary bleating of the sheep can cause you from slaying the bear, the lion. Partykeer is daar daai 1 of 2 dingetjies wat die hele tyd daai gebleed is. Wat jy voel nou nie vreeslik aandag gegee word nie. Maar besef nie dat as ons dit spesifiek, met dit bedoel ek die aandagtrekkers, die wat nie kom wanneer gevra word, kom vir berading. Die wat nie kom wanneer hulp gegee word en hulp aangebied word nie. Die aandagtrekkers. Deur die aandagtrekker die heeltyd aandag te gee. Die res van jou skape, die res van jou kudde verloor. Dink baie mooi daaraan. Yes, daar is 'n tyd wat jy die 99 los om die een te gaan haal. Maar ek sê weer, jy lees nêrens dat 40 keer daai selfe een gaan haal word. Daai selfe skaap. Weet jy wat gebeur met hierdie swart skaap? En ek sê weer, dit is definisie daarvan is die rebelse skaap. Die een wat uit die wil uitgaan, wat van die herder, uit die dinge uitgaan, wat hy weet goed is, weet wat hy moet doen. Weet julle wat gebeur met hom? Hy is die eerste een op pad slagpale. Die eerste een. Die feit dat ons try help en vir jou tools gee en jou in 'n rigting probeer lei, is nie om jou te beheer nie. Dis om jou te help dat jy nie opeindig die slagpale. Want hierdie keer is dit net dalk vir ewig te laat. Ons leef binne in die einde en ons weet dit. Daar is nie tyd meer vir rondspeel nie. Daar is nie tyd meer om aandag te wil soek by mense nie. Jesus is baie streng wanneer dit kom by aandag soek by mense. Gaan lees gerus, Galasiërs 1 vers 10. Hy sê die volgende. Hy sê, soek ek dan nou nog die guns van mense, of soek ek die guns van God? Want sou ek dan nog die guns van 'n mens soek, kan ek my nie 'n dienskneg van Christus noem nie.
Wat beteken dit as jy nie 'n dienskneg is van Christus nie? Gaan jy regtig hemel toe? Nie my net hoe dit Wally oordeel. Nie my antwoord nie. Dink self by jou, wat sê die woord van God? As jy nie dienskneg is van Christus nie, gaan jy dan regtig hemel toe? Wil vir jou 'n ander ding oopmaak bietjie. Ons het hierdie week gepraat oor iemand traai reg help. En binne die kamers word ons gevloek. Dit word gelos en sulke dinge. Ek net 'n vraag. Paar. Gaan jy na die dokter toe en maak 'n afspraak by die dokter, dan gee hy vir jou 'n diagnose. Hy sê nou, okay, cool, jy het verkoue en hy gee jou medikasie vir die verkoue. En dan loop jy daar weg en dan vloek jy die dokter en sê, man, hierdie dokter weet jy, maar jy drink nog steeds die medikasie. Ja of nee, doen ons dit? Nee. Okay. Gaan jy na 'n mechanic toe, dan maak hy jou kar vir jou reg. Dan ry jy weg by die mechanic en vloek jy hom want jou kar is nou reg. Ja of nee? Doen jy? Okay. Hoekom as dit kom by jou geestelike gesondheid en vir jou word tools gegee om jou geestelike lewe op te bou? En daar word vir jou riglyne gegee hoe om te leef volgens die woord van God, dit wat hy verwag ons moet en die manier hoe hy verwag ons moet, en dan word ons gevloek. Dink jy nie jy het met 'n lewendige God dan te doen nie? Hy sê baie duidelik, as iemand selfs 'n skewe woord teenoor 'n gesalfde van God sê, sal God self deel met daai persoon. Besef jy wat dit werklik beteken? Dit is nie jy gaan gepet word en gesê word, ag, asseblief buddy, moenie weer nie. Besef jy wat dit werklik beteken, terwyl iemand jou probeer help? Terwyl ons bid, Here, gebruik my as 'n instrument vir U. Gee U ons die wysheid en gee U ons die leiding hoe om iemand te help. En die hulp wat jy ontvang, vloek jy oor. Is dit regtig vir Wally wat jy vloek aan? Dink baie mooi daaroor. Maar dis alles wat gaan gebeur, ons weet dit. Wie sê hy dit? In Matteus 10. Hy sê Matteus 10:22, hy sê julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Hoor jy wat dit sê? Julle sal deur die wêreld, julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Hoekom? Ons hierso waar die liedjie, Here is my heart, Lord. Speak what is true. Maar wanneer die waarheid gepreek word, wil ons op ons pedestalkies klim. Ons trotsheid. Nee, hierdie ding is nie reg nie. Nee, ek gaan nie die ding los nie. Ek gaan nie die sigaret los nie. Ek gaan nie die dwelm los nie. Ek gaan nie die gevloek los nie. Ek gaan nie die geskinder los nie. Maar ons vra, Here, speak what is true. En wanneer hy die waarheid spreek met ons, dan verwerp ons hom. Ek vra weer, dink baie mooi, is dit regtig die persoon wat jy verwerp, of is dit vir God? Hy sê, Matteus 10 vers 14, dit is skriffies wat daar staan, maar ons dodge dit gewoonlik. Hy praat met sy disippels, dit is net nadat hulle die opdrag gekry het, in vers 8 het hulle die opdrag gekry, gaan dan, gemaak siekes gesond, reinig malaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit, verniet het julle dit ontvang, verniet moet julle dit gee.
En dan gaan hy aan en die disippels vra hom, Here, maar wat as die mense ons nie wil ontvang nie? Wat dan? Hy sê die volgende. Hy sê, as julle by die huis kom en julle vind die huis waardig, gaan bly daar. En as hulle julle ontvang, laat julle vrede op hulle rus. Maar as hulle julle wil nie ontvang nie, laat julle vrede terugkeer na julle. Skud dan die stof van jou voete af. En dit sal vir Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die dag van oordeel as vir daardie huis. Hoekom? Want jy het Christus direk verwerp. Jy het Christus direk verwerp dan. Die wat nie weet nie, die dooie see. Ek het dit 3 weke terug met Bybelstories met julle behandel. Die dooie see lê bo-oor Sodom en Gomorra. God het dit toegemaak met 'n see. Met sout so dig, jy kan nie sink in hom nie. Omdat hulle gesondig het, omdat hulle besig was met hoerery, man en man wat by mekaar is en by mekaar slaap, vrou en vrou, en my lys kan aangaan. Besef jy werklik waarmee jy te doen het? Vir daai plek sal dit verdraagliker wees. Vir daai plek sal hulle 'n minder van 'n oordeel hê as vir jou wat die woord van Christus verwerp wanneer dit gespreek word.